En in nuus vanaand. Die studentenprotesaksie wat die afgelope week landwyd opbou, kry steeds momentum na geweld by die parlement uitbreek. Te midde van al die eise vir meer geld word die land se ekonomiese groeikoers weer afwaarts aangepas. En Springbok-afrigter Heineke Meyer behou sy wenspan vir die halfeindstryd teen die All Blacks. Nancy en hartelijk welkom. Goedenavond en dankie vir die inskakel hier by E-nuus vanaand. Ons kyk na die dag se grootste nuus tot 7:30 en later in ons sportnuus gesels Pieter ook regstreeks met Percival Young in Londen. Die studentenbetogings oor verhoogde studiegeld is vandag na die parlement geneem en het daar in geweld ontaard. 'n Groot getal polisielede moes meer as 1000 studente in toom hou wat die parlement probeer binnestorm het. Die polisie moes onder meer skokgranate gebruik om die situasie te beheer. Dit alles terwyl die minister van Finansies in die nasionale vergadering sy rede oor die mediumtermyn begrotingsraamwerk gelewer het. Buite die parlement was dit chaos. Die skreeuwende studente het daarop aangedring dat die minister van Hoër Onderwys, Blyden Nzimande, met hulle kom praat oor die beplande studiegeldverhoging. Hulle verwerp steeds die ooreenkoms wat gister deur die minister en die fisiekanseliers van universiteite uitgewerk is om die studiegeldverhoging te beperk tot 6% en nie 10% soos aanvanklik aangekondig nie. Toe die studente begin druk om die parlement binne te gaan, het die polisie ingegryp. Die polisie het die studente teruggedruk tot buite Parlementstraat. Daar het die studente die polisie steeds deur die hekke met allerlei voorwerpe en water bestook. Nzimande is later na buite om met die studente te probeer praat, maar sonder veel sukses. Hy het onderneem om die hele kwessie aanstaande week in die parlement te bespreek. Intussen het studente by verskeie ander kampusse ook betoog en die meeste kampusse bly gesluit. Daar was egter veral chaos by die Universiteit van Pretoria. Studente daar het die refrein herhaal dat die 6% verhoging steeds te hoog is en aangedring op gratis onderwys. Daar studente wat dit glad nie kan bekostig nie. Ons kom van arme huise. Ons ouers kan nie 50% vergroting bekostig nie. Die studente kan nie die verhoging bekostig nie. Dit is te hoog vir ons. Ons is net studente en van ons ouers werk nie. Ons gebruik net Nesfas, so nee, ons kan dit nie aanvaar nie. Genoeg is genoeg. Ek dink die probleem lê nie net by die universiteit nie, dit lê by die departement van hoër onderwys en Blyden Nzimande self. Studente wat nie aktief aan die betoging deelgeneem het nie, is geïntimideer. Betogers het ook die strate ingevaar, die verkeer ontwrig en motoriste gedreig. Die kampus is ook gesluit. Die Universiteit van die Vrystaat het 'n kort rukkie gelede 'n interdik gekry wat studente beveel om die kampus binne 1 uur te verlaat. Terwyl die polisie en betogende studente buite die parlement slaags was, het die minister van Finansies voortgegaan met sy mediumtermynbegroting binne in die nasionale vergadering. Maar eers nadat lede van die EFF weer uitgegooi moes word weens hulle heen en weer punte van orde en onder onsies met die voorsittende beampte Toko Didiza. EFF-lede het daarop aangedring dat die toespraak uitgestel word sodat die parlement eers aandag kan gee aan studente se Fees Must Fall veldtog. Minister Nhlanhla Nene het in sy toespraak 'n donker prentjie geskets van Suid-Afrika se groeivooruitsigte en sê die ekonomie sal verjaar maar net met sowat 1,5% groei en nie 2% soos in Februarie verwag is nie. Die EFF het alles probeer om te keer dat minister Nhlanhla Nene met sy toespraak voortgaan en sê dit wys 'n uiterste gebrek aan respek vir betogende studente. It will be pointless, however, House Chair, to continue as if it's business as usual when the government, whose only response to requests such as this is utter arrogance and use utter disrespect and disdain to the demands, especially as legitimate as the demands made by the students. Nene het nietemin voortgegaan. Hy sê die land se ekonomie styer en dat die reuse staatsskuld nou reeds 47% van die BBP onder beheer gebring moet word. Nene sê daar gaan vir jaar meer as 7 miljard rand minder belasting ingevorder word, maar het geen aanduiding gegee van nuwe belastings nie en sê voorstelle van die Duiwes Belastingkomitee sal ondersoek word. Maar hy sê een ding is baie noodsaaklik vir die land se ontwikkeling. Without economic growth,
Ladies and gentlemen and honorable members, revenue will not increase. And without revenue growth, expenditure cannot increase. Nee, die hoër as inflasie staatsdiens salarisverhogings uitgesonder as 'n groot kopseer. For the period ahead, the improvement in compensation means that there is no room for expanding government employment. This is not a sustainable situation. Hoewel die minister verskeie toewysings uitgesonder het waaronder 23 miljard rand aan Eskom en 2 miljard rand aan die nuwe BRICS ontwikkelingsbank wat befonds is uit sy verkoop van die staat se Vodacom aandeel, het hy nie veel aandag gegee aan studiegeld by universiteite wat die vlaagbetogings tot gevolg gehad het nie. It needs to be said that disruption of learning is not constructive. Neither is disruption of parliament. But Minister Nzimande has rightly indicated the need to strengthen student financing further and to find solutions where current arrangements are inadequate. Nee, het ook erken dat staatsondernemings wat wanbestuur word 'n ernstige risiko vir die staatskas bly. Reaksie op die minister van Finansies se toespraak is dikwels oorskadu deur gebeure buite die nasionale vergadering. Die miljarde rand wat staatsdepartemente verkwis of dit wat deur korrupsie verlore gaan, is veral gekap. Die DA is diep teleurgesteld in die toespraak en sê dit handel geensins met die kwessies wat saak maak nie. Students will legitimately be asking, why is there no money available or allocated to poor students struggling at tertiary universities when there is 1.6 billion rand available to fund President Jacob Zuma's 74-person cabinet? Students will also be asking, why is there no funding available to fund poor students at universities, but there is in this budget an allocation of 2 billion rand to the BRICS Bank. It is a complete failure to prioritize expenditure within the budget. Meneer sê ook die parlement en parlementêre dienste is heeltemal onkant betrap deur die betogings, ten spyte daarvan dat hulle goed geweet het van die onrus. Die VF+ sê daar is enorme teenstrydighede tussen wat die minister in die parlement sê en dit wat buite gebeur. I really hope for something special, giving stimulation to the economy. And there was business as usual, and I think that's a problem. The past, the only thing I could hear was the state-owned enterprises. Let's really hope that he acts on them. Say those corrupt guys wasting money, we can't help them anymore. Die IFP sê hy het simpatie met die studente se gruwe, maar hy voel die parlement moet met sy sake voortgaan. I think strikes and protests will continue throughout the country and throughout the world, but you don't hold back the business of parliament. Hy glo ook vandag se chaos moes voorkom word. Well, it's unfortunate that the police had to react in that way, but it's also unfortunate that the intelligence agencies of our country were not able to pick up the eye of students and the fact that they would do that. So, this reminds us of the days of 1976 and the days when we were students thrown into the back of vans while we were protesting. Die ACDP sê intussen die nasionale ontwikkelingsplan moet so gou moontlik geïmplementeer word om ekonomiese groei te stimuleer. Ons is van mening dat daar gekyk moet word na die wanbesteding van staatsgeld. Dit word beraam op 30 miljard rand per jaar. As die regering dit aanspreek, kan ons dan ons boeke balanseer in die lange duur. Die ANC sê hy sal alles moontlik doen om die studente tegemoet te kom en die situasie te ontlont. I think many people forget that in fact Parliament has powers to amend the budget. That's why EFF was wrong to say we shouldn't debate, because once the minister put the budget in the House, it's now up to Parliament to say, well, maybe adjust here or adjust there, maybe this matter needs to be given priority, maybe reprioritize. Parliament has that power. Volgende in Eunice, in Londen word daar ook betoog, maar daar teen die besoek van die Chinese president Xi Jinping. En die moord op 8 familielede aan die KwaZulu-Natal se suidkus ruk die gemeenskap. At Capitec Bank, we simplify banking to give you control of your money. Do you earn service employees? They therefore have to make substantial adjustments to accommodate the increased cost of the wage agreement. Provinces will still have to seek further cost efficiencies in order to maintain service levels. Provinces have already taken steps to contain costs. Personnel numbers have declined by about 2% since 2012, including a reduction of over 10,000 since the start of this financial year. Besnoeiingsmaatreëls gaan verder verskerp word.
Across all national and provincial departments in the first year, a 3% decrease was achieved in spending on consultants, a 6% decrease in travel and subsistence, and a 47% decrease in catering, entertainment, and events expenditure. Preliminary budget data indicates that there will be further reductions in these categories of spending over the medium-term expenditure framework. Meneer Nene het die situasie waarin die land hom bevind in 'n enkele sin opgesom. Without economic growth, ladies and gentlemen and honorable members, revenue will not increase. And without revenue growth, expenditure cannot increase. Later in die nuus, Riva Steenkamp se ma deel haar gevoelens oor Oscar Pistorius. I don't want revenge towards him. I'm past that. All about surfing, and the babes love surfers. I'll call you. I got unlimited airtime. Yep, it's a summer with no limits. SA's most unlimited network. Agt lede van dieselfde familie is aan die KwaZulu-Natal se suidkus doodgekap. 2 van die slagoffers was kleuters tussen 1 en 2 jaar oud. Die valke het reeds 2 mense, glo familielede, in hegtenis geneem. Die toneel van 'n massamoord. Bure het van die aanval bewus geword toe die huis in vlamme opgegaan het. Hulle het die brand geblus en op die lijk van die hoofman afgekom. Dit was egter net die begin. 7 ander familielede is dood aangetref in 'n nabygeleë huis. Almal is doodgekap. Nog 2 mense het oorleef. 'n Gestremde kind is ongedeerd terwyl die ander oorlewende ernstig beseer is. From the preliminary investigation, they took in 3 suspects for questioning. The Provincial Commissioner then directed that the matter be handed over to the Hawks. Die valke het kort daarna 2 mense in hegtenis geneem. Sommige bure beweer die slagoffers is beskuldig van toorkuns. Plaaslike leiers sê egter die motief is nog onduidelik. Wat ons weet is dat daar 'n familietwis was en as plaaslike tradisionele leiers sal ons opvolg en probeer uitvind wat die oorsaak was. Die raad het 'n beroep op inwoners gedoen om kalm te bly. En nou nuus uit die buiteland, 'n 4-jarige dogtertjie is doodgeskiet tydens 'n voorval van padwoede in New Mexico. Sy was saam met haar ouers in hulle motor toe 'n skietery langs 'n hoofweg uitgebreek het. Dit is onduidelik wat die skieter se woede veroorsaak het. Verbygaande motoriste het stilgehou en die gesin hospitaal toegeneem. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. En oppositiegroepe het vandag in Londen betoog teen die Chinese president Xi Jinping se besoek aan die land. Aktiviste wat hulle vir die onafhanklikheid van Tibet beywer, het slagspreuke teen die Chinese regering geskreeu. Chinese studente het teruggekap ter ondersteuning van hulle regering. Betogers vra Britse Eerste Minister David Cameron om nie menseregte kwessies te ignoreer ten gunste van Chinese beleggings nie. Kleinhandelverkope het in Augustus bo verwagting toegeneem. Statistieke Suid-Afrika sê dit het met 3,9% op 'n jaarbasis gestyg. Verbruikersprysinflasie het boonop onveranderd gebly op 4,6% in September. Op JSE het die indeks van alle aandele hoër gesluit. Konstruksiegroep Groep 5 het 2,5% gestyg en Telkom 2%. Myn en hulpbron aandele kry sla. Anglo American Platinum met 5% gedaal en Anglo Gold Ashanti 3,5%. Kommoditeite verhandel laer en Brent-olie kos nou $48 per vat. Die rand styer in reaksie op minister Nhlanhla Nene se mediumtermyn begrotingsraamwerk en die gebeure by die parlement vanmiddag. Die gewasse ten slotte, die prys van witmieliesverlewering in Desember het 1% gedaal. Sonneblom verhandel ook laer. Ons sportaanbieder vanaand is Pieter. Dankie Freek. 'n Mylpaal wink vir die Proteas in Indië. En Lode Jager behou sy plek bo Victor Matfield in die Springbokspan.
Just when he thought another day of bad breath, pulling teeth and 3-hour root canals had come to an end, Dr. Donovan gets to his last patient, little Toomey. Fortunately, tonight will be a lot more satisfying for the doctor when he logs on to check the performance of his ABSA exchange-traded fund. Hi, ek's Anton. Ek's Andrei. Ek's by Outsurance Life. Ek is nie. Ek kry uitstekende voordele, soos 'n verpleegster wat na my toe kom vir bloedtoetse. Wat? Dis 'n nursie. Wel, dit kan 'n man ook wees. So as enigiets met my sou gebeur, is ek gedek. Ja, ek ook. Maar as niks gebeur nie, kry ek na 15 jaar oud bonus. So jy lekker romantiese vakansie kan hou. Ja, so iets. Saam met jou nursie. Doen net die sommetjies, Andrei. SMS lewe na 31878. Outsurance, waar jy altyd iets uit kry. Welkom by Een Sport. Die Springbokke se afrigtingspan gaan seker maak sy spelers word nie ooroefen voor die naweek se halfeindstryd teen die All Blacks nie. Heineke Meyer verwag van sy bokke om end-uit met fiksheid by die Nieu-Seelanders kers vas te hou. Meyer het vandag 'n onveranderde beginspan bekend gemaak en slegs vir Victor Matfield as plaasvervanger betrek. Die Springbokke moes vandag in nat toestande in die dorpie Guildford net buite Londen oefen. Maar bokafrigter Heineke Meyer en sy troepe sal waarskynlik nie te veel kla nie, veral met swaar reënbuie wat ook vir die naweek voorspel word. Meyer gaan met dieselfde span speel wat in die kwartfinale met Wallis afgereken het. Willie Leroux sal die keer op sy beste in die bokke se laaste vesting moet wees, terwyl die senterpaar van Jesse Kriel en Damien de Allende voor hulle heel grootste toets staan. Fourie de Pre is weer die span se kaptein. In die agtal gaan die ervaring van Dwayne Vermeulen en Skalk Burger van groot waarde wees. Maar dit is op die bank waar die bokbestuur later op sy mees ervare speler, slot Victor Matfield, se knoppie gaan druk. Ek dink die wedstryd gaan tot die einde gaan. So hooplik kan ek die laaste paar minute groot verskil maak en hooplik bietjie kalmte bring. Bokafrigter Heineke Meyer het vandag gepraat van die wederwysige respek tussen die twee spanne, as ook die verstandhouding tussen hom en sy All Black eweknie Steve Hansen. Maar Meyer het dit baie duidelik gemaak dat die stryd vanaf die eerste fluitjie genadeloos gaan wees. Ja, ek dink dit is ongelooflik in hierdie dag in moderne tyd. Moet my nie verkeerd verstaan nie, ons as ons teen mekaar speel, is dit genadeloos. Ons wil wen met alles. Daar's geen gunste en gawes nie. Intussen gaan bokslot Lood die Jager teen Vrydag 'n fiksheidstoets ondergaan om seker te maak of hy wel op Twickenham teen die All Blacks kan speel. Percival Young, Enies, Londen. Ons sê dan goeienaand aan Percival Young. Hy is tans by die Springbokke se hotel in Guildford. En Percy, soos verwag, lyk die span min of meer dieselfde as teen Wallis. Ja, goeienaand sê Pieter, ek kom hier van die Springbokke se hotel hier uit 'n klein dorpie genaamd Guildford. Dit is redelik nat en koud hier, maar hier's iets wat van 'n kalmte hier in die hotel. Ek wil vir jou sê Pieter, die sleutelwoord van vandag in sy perskonferensie was gewees kontinuïteit. Ek dink Heineke Meyer het deurgangs genoem dat hy wil 'n span kies wat op vorm was. En daarom het hy behou op die span wat teen Wallis gewen het, maar terselfdertyd wou hy ook sy sterkste moontlike plaasvervangerbank gekies het. En dis om daardie rede waarom hy vir Victor Matfield opgeroep het. En hy hooplik, want hy het ook redelik gesê, die All Blacks moet geken word vir wat hulle gewoonlik in die laaste kwart van die wedstryd vermag. En daarom hoop hy ervare spelers soos Victor Matfield en Jannie Du Plessis sal vir hom die werk kan doen in die laaste kwart van enige wedstryd.
Nou Percy, is Victor Matfield weer volkome reg om te speel en indien wel, beteken dit dat Lode Jager se goeie spel miskien vir Matfield uit die beginspan hou? 'n Redelijk interessante vraag wat jy vra, Pieter, want van vandag tydens die Springbokke se oefensessie het Lode Jager glad nie aan die oefensessies deelgeneem nie. Hy word natuurlik kans gegee tot en met Vrydag om sy fiksheid te bewys. Indien hy nie fiks verklaar word nie, dan gaan Victor Matfield waarskynlik begin in die Springbokspan en dan sal Pieter Stef de Tooy sy plek op die plaasvervangerbank opneem. Maar tot dusver glo die Springbok bestuur dat alle spelers sal fiks wees en dat Lode Jager natuurlik in die beginspan sal opdraf teen die All Blacks Saterdag. Nou Percy, dit is interessant hoe die Bokke en die All Blacks sover die week klem gelê het op die broederskap tussen die twee rugbylande, terwyl ons almal weet dis eintlik maar 'n rugbyoorlog wat Saterdag wag. Kan ons dalk tog kopspeletjies verwag voor Saterdag aanbreek of hoe? Ja, nee, beslis Pieter, ek kan vir jou sê die afgelope 2 dae hoor mense net mooi woorde van albei kampe. Ek dink die All Blacks kon nie genoeg uitgepraat word van die Springbokke en vandag het Heineke Meyer net die mooiste woorde vir die All Blacks gehad. Maar ons almal weet dit gaan 'n titaniese stryd hierdie naweek op Twickenham Stadion wees. Ek dink die een ding wat almal oor sal praat môre in die media is die feit dat Heineke Meyer gesê het daar's die wederwysige respek tussen die twee spanne en natuurlik die verstandhouding tussen hom en sy All Black ewenknie Steve Hansen. Daar's 'n bietjie van 'n kompetisie tussen die twee afrigters al vir jare lank waar die wenafrigter altyd 'n bier vir die verloorder koop en Heineke het dit vandag duidelik gemaak. Een van sy grootste drome wat hy hierdie naweek hopelik met sy span wil bereik is dat hy wil vir Steve Hansen sommer 'n kas bier koop maar eers sal hy en sy span natuurlik die All Blacks die naweek moet klop as hy dit wil regkry. Ons almal hou maar duim vas vir die Springbokke. En dit was dan Eniese Percival Young in Londen. Die Proteas pak Indië môre in Chennai in die 4de wedstryd van die eendagreeks. En 'n oorwinning vir die Proteas sal vir die eerste Suid-Afrikaanse eendagreekssege nog in Indië sorg. Die span van AB de Villiers is tans na 3 wedstryde met 2-1 voor. In môre se wedstryd het Suid-Afrika 'n kans om dit 3-1 te maak, met net 1 wedstryd in Mumbai wat daarna sal oorbly. Die kragmeting begin om 10:00 môreoggend Suid-Afrikaanse tyd. En dis dan al sportnuus vir vanaand. Gerry het vanaand se weervoorspelling. En 'n nuwe wêreldrekord in bandomgooi opgestel. Earn great interest and save for something big. Open a Depositor Plus account from 15,000 Rand. Call us today. Earn more and prosper. ABSA, member of Barclays. Fed up with shampoos that give up? This one won't. All new Pantene with clinically proven antioxidant technology working at hair's core. The formula micro-targets damage. Wash after wash, hair looks healthier and is stronger. See the Pantene proof for yourself. This is how most South Africans plan their retirements. But this is where those retirements are decided. Here, a boom in oil means your plan's looking good, but only until there's a decision to invade. So how do you plan? If foreign elections can turn the markets in your favor today, but your returns can be wiped out by a storm in the Pacific tomorrow, or whenever stage 1 becomes stage 3. Which is why we built Liberty Agile, the only retirement annuity in South Africa that guarantees your retirement income. Guarantees that from today, retirement planning can be retirement knowing. Goeienaand, welkom by die weer se interim. Ons het gister gepraat van die donderstorms oor die noordwestelike gedeeltes van Namibië en hoe hulle afbeweeg na Walvis Bay toe bring 'n kansie van reënbuie in daardie omgewing. So ons sien hoe dit gebeur. Oor Suid-Afrika, donderstorms oor die sentrale gedeeltes, oornag sterf dit uit en dan ontwikkel dit weer hier oor die oostelike gedeeltes. En vanmôre het ons dan weer buie en donderbuie hier in die ooste. So Mpumalanga, Limpopo, Noordwes, Vrystaat en ook vir Gauteng 'n 40% kans vir buie en donderbuie. Met die hoogvatrig kry ons 'n kansie van reën. Dit is dan deur die Laagveld, ook vir KwaZulu-Natal baie afkoeling in hierdie omgewing en dan sal ook nog so 'n bietjie reën vir die Oos-Kaap. Verder is dit droog en baie warm oor die westelike gedeeltes.
waar daar aan 'n waak is vir 'n hoë brandgevaar. En dis dan van Springbok al die pad af tot by Kaapstad. Nou vir KwaZulu-Natal het ons baie afkoeling, so vandag was ons in die middel 30s, nou in die middel 20s met reën reg deur die provinsie. Reën ook moontlik oor die oostelike gedeeltes van die Oos-Kaap, baie afkoeling hier oor Queenstown, 20 grade Celsius, ook 'n paar grade laer teen die kus. En dan hier oor die westelike gedeeltes nog steeds 'n bietjie reën vir Port Elizabeth. Dit sal in die eerste helfte van die dag wees en dan is dit reeds droog hier langs die Suid-Kaapse kus. Net gedeeltelik bewolk en die temperatuur bly so rondom 20. Die Wes-Kaap is droog en warm. Die hoë brandgevaar van Kaapstad verder noord verby Vredendal tot by Springbok. En die Noord-Kaap is dan sonnig en warm. Temperatuur in die middel 30s oor die noordelike gedeeltes. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk oor die westelike gedeeltes. Enkele donderbuie moontlik in die ooste. Noordwes het ook die donderstorms net oor die oostelike gedeeltes, terwyl dit sonnig is hier by Vryburg met 'n maksimum van 36. En dan vir Limpopo het ons die buie en donderbuie weer oor die westelike gedeeltes met die reën in die ooste. En dit is as gevolg van die hoogvatrig. Ons kry baie wolke en is ook so 'n bietjie koeler. Palleborwa 26. Dieselfde hier vir die Laagveld van Mpumalanga waar Mbombela net 25 bereik en dan buie en donderbuie op die Hoëveld van Mpumalanga, so ook vir Gauteng. Dis 'n 40% kans en ons sien vir Pretoria die warmste wat 'n maksimum van 28 bereik. Die suidelike gedeeltes van Namibië is baie warm. Keetmanshoop 40 grade Celsius, gedeeltelik bewolk oor die sentrale gedeeltes, is droog in die noorde en nog warmer. Oshakati 42 en Okukuyu 'n maksimum van 41. Die wind is suidoos hier oor die westelike gedeeltes van die land. Kaapstad 25 km/h, Springbok 10. Vrydag het ons 'n paar donderstorms oor die westelike gedeeltes. En dan kyk vir Saterdag het ons die donderstorms al die pad van Springbok tot by Mbombela. En dis al van my af. Totsiens. En ten slotte, 'n nuwe wêreldrekord is vandag in Pretoria opgestel toe 'n groep weldoeners saam met die Tshwane Metropolisie 'n bandomgooi-roete van 21 km afgelê het. Die groep het gister al met die poging begin en samel terselfdertyd speelgoed en kos in vir behoeftige kinders. Een van die sterkste vroue ter wêreld het boonop ook kom handbysit. 'n Unieke manier om speelgoed en kos in te samel om aan minderbevoorregte kinders 'n kleurvolle Kersfees te gee en terselfdertyd 'n nuwe wêreldrekord op te stel. Dit was die afgelope 2 dae die doel van die organisasie Sports Against Crime in samewerking met die Tshwane Metropolisie se fiksheidafdeling, 'n lid van die belangrike persone beskermingseenheid en 'n paar vrywilligers. Hulle het 'n motorbuiteband wat 75 kg weeg, 21 km ver omgekeer binne 2 dae. Die bandomgooi kom al seker 'n goeie 12, 13 jaar al, maar wat dit spesifiek gekoppel word aan 'n toy run soos wat ons vandag doen. Hierdie is die eerste jaar. En wie beter om te kom help om die wêreldrekord op te stel as een van die wêreld se sterkste vroue, Madeleine Prinsloo. Die dame weeg 116 kg en het 3 wêreldtitels agter haar naam. Ek het 'n 8.5 ton trok gesleep oor 30 meter in 'n sekere tyd en so ook 'n 150 kg band oor 30 meter in 'n sekere tyd en so ook 'n hand-over-hand 2.5 ton double cab bakkie 4x4 ook in 'n sekere tyd. Prinsloo sê sy doen dit om kinders te inspireer om eerder te oefen en hulle kragte op te bou as om dwelms te gebruik. Bat sê indien mense 'n skenking van kos of speelgoed wil maak, is hulle welkom om hom te kontak. Anina Pens, 1 Pretoria. En nou net gou weer vanaand se hooftrekke vir ons groep. Die studentebetoging skryf verder momentum na geweld by die parlement uitbreek. Te midde van al die eise vir meer geld word die land se ekonomiese groeikoers weer afwaarts aangepas. En bokafrigter Heineke Meyer hou sy wenspan vir die halfeindstryd teen die All Blacks. Daarmee al wat ons kon inpas vir vanaand se nuus. Ons groet tot môre aand om 7. Totsiens. 'n Wonderlike aand verder, wederom.